Ons selfs môre met kan jy mens maar sê een van ons gunsteling geselsers, Danny Smoke. Nou maar môre Danny. Môre julle. Lekker om jullie atleet hier elke keer. Welkom. Baie dankie. Ja, dankie dat ek weer hier kan wees. Ek bedoel, ek besef ek begin dit nogals ek weet nie of mense dit mag misbruik nie. Dis lastig hoor. Maar ons aanvaar dit nou al so 'n bietjie. Okay. Jy weet soos 'n familielid wat jy nie kan wegjaag nie. Hy kom net uitdaag hier daarop. Dis presies waar ons nou is. Dankie. Hoor jy ons 'n bietjie praat eerstens oor ons moet praat oor die liedjie natuurlik die troue liedjie. Ek noem dit die troue liedjie want dit is my troue liedjie. Maar ons gaan nou daarby uitkom. Ek wil eers 'n bietjie praat oor waar het musiek vir jou begin, die musiekindustrie. Baie mense kyk na hoe jou oploop in die musiekindustrie die laaste 3, 4, 5 jaar. Ja. Dan dink hulle Maskas, hy's sommer net so toe hy famous, maar dit is nie die geval nie. Mense weet nie van die stoei en beklei en suffer en mense weet nie daarvan nie. Dit is maar seker met alles so, jy sien altyd die mooiste deeltjie. Ek bedoel, jy sien die koek as jy hom daar kry en dan eet jy hom. Maar jy sien nie hoe dit gebak was nie en dan daai kombuis teen en vuil en vol meel en ek dink dis dieselfde met my loopbaan teen met alles so, maar ek het begin eintlik as 'n klein laaitie ek het in troubands gespeel. En Trouband. ja, wedding bands en want dit was nou cute vir so 'n klein seentjie om nou te kan gitaar speel. Ek dink so dit was bietjie van 'n gimmick en ek kan bietjie En dit begin by die gitaar. Ja, begin by die gitaar. Eintlik by die mondfluitjie, want dit was die maklikste. En toe by die gitaar, maar toe het dit so aangegaan en ek het in coverbands gespeel as 'n jonger ou. En soos wat ek al voorheen vir julle gesê het, uit die skool uitgedrop, want toe besef ek kan meer geld maak om gitaar te speel. Dit was op 'n stadium 'n fout ook. Maar nou draai dit op so 'n bietjie. Ja, maar ek het in 2007 was my eerste professionele gig saam met Jacques de Priester. Geld gekry. Ja, ek het toe voorheen geld gekry, maar nou net hierdie soos kind of like amper die big league. Was saam met Jacques de Priester het ek vir hom begin as 'n vryskut musikant. En toe van daar af het dit net maar heeltyd gegaan, dan saam met hierdie en dan saam met daai en dan saam met daai en so dit het sommer die hele Afrikaanse musiekindustrie op 'n stadium gewerk en ook as 'n vervaardiger en Maar hoe dinge nou verander sedertdien? Hoe het jou benadering verander? Ja, dit doen definitief. Dit is dieselfde ding. Dit is dieselfde industrie, maar dit is anders. Maar sien jy, as jy nou 'n liedjie nou vrystel, nê, Ja. hoe baie van dit is hierdie is wat ek regtig wil doen en hierdie is wat ek dink Industrie. goed vir die mark gaan wees en ek gaan geld Dit daai sal kan maak. verkoop. Dit gaan verkoop. Ja. Ek dink baie van dit oorvleuel. Okay. Ek dink daar's tog 'n element van beide van dit. Daar moet altyd 'n element wees van beide. Onthou vir my in my kop dink ek so, enigiemand kan 'n liedjie skryf, né? Yes. En as jou familie vir jou sê dis amazing, dan dis nice dat jou familie dit vir jou sê, maar Soos ons vir jou sê dis lekker om hier by ons te hê. Want maar ons jy is familie. wat jy een oog het so. Man, Ek dink hoe meer mense van iets hou, wys dit tog. Jy doen iets reg. Jy doen iets reg. Okay. Ek bedoel, ek kan ook nie vir jou sê ek het die beste kar ontwerp in die wêreld, maar net 2 mense dink is amazing nie en ek's een van hulle. En almal anders dink dis 'n piece of crap, jy weet, so dan het ek nie 'n great kar ontwerp nie. Ja. So ek dink dit moet oorvleuel erns dat jy moet 'n verstaan kommersiële wat element jou wees. wat jou mark is en wat mense wil hê. Ek het nou die dag gesê vir iemand, want die liedjie wat ek nou uitgebring het is baie meer persoonlik vir my. Waar 'n vorige liedjie wat ek ook oor gepraat het, Yskas skuif, is 'n ligter liedjie. Ja. Maar ek het net nou vir iemand gesê, toe ek het nog nie een keer iemand sien dans op Yskas skuif en hulle is kwaad nie. Hulle almal is smile. Ja, jy's reg. Verstaan, so dit dien sy doel Ja. Ja. om iemand gelukkig of happy te maak of te laat lag want hulle dink dis belaglik. Ja. Maar jy het nou iets gesê. Jy het nou gesê hierdie liedjie is nou persoonlik. Beloof, die liedjie se naam is Beloof. Dis ek gaan nou vir jou straight up sê, ek het gehuil. Moenie vir my so kyk nie. Ek het gehuil gister toe ek die musiekvideo hiervan sien. Dis baie mooi. Toe het ek gesit en chunk. Dis baie mooi hierdie. Baie dankie. Dis baie persoonlik. Ek het ook gechunk al 'n paar keer toe ek die liedjie geskryf het nommer 1. En dan dink ek's belaglik want ek sit 11:00 die aand in my studio en sit en huil die hele tyd terwyl ek vir myself luister toe ek sing. Maar dit kom uit my hart uit en ek dink hoekom jy teen sou huil. Dis net
dis die publiek wat hulle video's ingestuur het van waar hulle verloof geraak het of waar hulle getrou het. En ek dink die groot ding daarvan is almal wil iemand hê wat lief is vir hulle. En almal wil lief kan wees vir iemand. Daar is niks lekkerder as dit nie. En ek dink as jy daai video's kyk, dan sien jy dit. Jy sien hoe excited daai girl is dat sy hier gebeur dit. Hy vra my om te trou. Hier sak jy op sy En hier daai ou wat so nervous is, hy weet nie wat om te doen nie en hy jy weet hy neek 10 en 15 van die stappe op wat hy beplan wat het. hy beplan het in sy kop, maar dis wat die mooi is daarvan. Dit maak elke storie anders en hierdie was my storie, maar ek dink hoekom baie mense kan relate met dit en dit kan voel is want dit is iets wat dis wat ek sê, almal wil dit hê. Jy weet. Danny, hoe het jy jou vrou gevra om te trou? So ek het dit alweer my 15 stappe het ook gefaal, maar sy was nog nooit in die Wildtuin gewees nie. En toe dink ek, okay, ek gaan na Wildtuin toe vat en ek beplan en ek betaal, ek spaar baie gespaar. Baie gespaar vir daai ring en vir daai trip en toe maak ek haar 3 die oggend wakker want sy het verjaar die 16de Mei en toe maak ek haar die oggend wakker en ek sê vir hoorie, kom ons ek vat jou ergens heen. Gee vir haar 'n handsakkie as die decoy geskenk. Ja. En nou ry ons, maar nou ry ons 6 ure in die kar en op 'n stadium vra sy vir my like, hoorie, waarheen gaan ons Toe nou? soek jy nog 'n plek. Nee, toe het ek daarmee plek Het jy die plek geboek, maar ek wil heeltyd surprise, hoe ek dit in my kop uitgefigure het dat dit 'n surprise is, wanneer sy heeltyd in die kar moet sit. En sy, maar ek het dit eintlik gedoen, want sy kon ook haarself ook nie mooi maak nie. Toe kom sy by hierdie verskriklike fancy lodge aan, en sy het so half nog geslaap sonder make-up. So ek het haar 10 en daar, Bietjie oncomfortable. ja, ek het nog 'n voetjie, maar toe is dit daar, en toe het ek, laat die persoon wat ons bedien het, dit klink nou of ek verskriklik Moenie fancy sê is. binne 'n Ek het- glasie gesit nie. Nee, ek het regtig baie gespaar vir dit, maar jy het jou eie butler gehad. Ja, Ooh, En yes. so in steede van wat ons doen nou sommer die ander mense eet, Ietjie laat. toe het hy net vir ons daar in ons kamer. Romantiese apart En eenkant. hy sê toe vir haar, want sy wil heeltyd 'n leeu sien. Ja. En toe sê ek vir hom, okay, hierdie is die plan. Jy gaan haar roep Is dit ons leeu? en sê, hoorie, daar's 'n leeu by julle kamer. En ons kom toe daar aan. Ek is toe die leeu, maar ek bedoel nee, so, met 'n Superman outfit, maar En toe Nee. wag jy haar in. toe sit ons en eet en ek los dit die hele tyd want ek's te nervous. Ag nee. En ek sê niks en toe heel op die einde begin huil. Toe huil ek nou Toe huil jy die eerste stukkie. Maar ja, toe vra ek haar en sy het gelukkig ja gesê. Ag, kyk, dis mooi. Ek Hele hou stukkie. daarvan. Ja, dit ek en jy is maar dieselfde. As dit nou hou ernstig van raak, dan gaan jy 'n stukkie hou. Ons is familie. Ja, ons is familie. Ja. Dis lekker om jou hier te hê. Dankie, Ja. Tony. Dankie, altyd lekker om te kuier saam met jou.